So, ons het deelnemers aan 'n kompetisie in 2018. Hulle probeer 'n bal vertikaal opwaarts gooi verby punt T. En ons weet daai punt T is 3,7 meter bo die grond. En dan praat hulle van hierdie een deelnemer wat die bal vertikaal opwaarts teen 'n snelheid van 7,5 meter per sekonde gooi vanaf 1,6 meter bo die grond en dan ignoreer die effekte van lugweerstand. Met ander woorde, die beweging vind plaas slegs onder die invloed van swaartekrag. Ons het te make met vryval. So die deelnemers probeer om verby daai punt T die bal te gooi. So dit beteken die bal kan gaan tot by punt T en weer terug, of die bal kan ver verby gaan of weer terug. Ons weet die beginsnelheid is 7,5 meter per sekonde. So VU, volgens my konvensie dat af positief is, gaan minus 7,5 meter per sekonde wees. As jy dit positief wil maak, weer eens, jy's baie welkom. Eerstens wil hulle weet, in watter rigting is die netto-krag wat op die bal inwerk, terwyl dit na punt T beweeg. Met ander woorde, vir die opwaartse deel van die gooi van die bal. Is die netto-krag opwaarts of afwaarts? Nou, dit gaan afwaarts wees. Hoekom sê ek so? Want die enigste krag wat inwerk is gravitasie. Ons het te doen met vryval. Dis hoekom die bal al hoe stadiger en stadiger beweeg totdat dit tot stilstand kom by die maksimumpunt. Bereken telkens die tyd. So ons soek delta T wat die bal neem om sy hoogste punt te bereik. Nou ons weet by die hoogste punt is die finale snelheid gelyk aan 0. Ons het ons beginsnelheid, ons gaan net 'n negatief 7,5 gebruik. En dan, ons het die finale snelheid, ons het die beginsnelheid, ons het gravitasieversnelling, want is vryval, ons kan delta T bereken. So, finale snelheid is die aanvanklike snelheid plus die versnelling maal met delta T. So delta T is gelyk aan die finale snelheid minus die aanvanklike snelheid gedeel deur die versnelling. So dit gaan gelyk wees finale snelheid 0. Hierdie is 'n redelike algemene ding wat baie gevra word en dan moet jy werk finale snelheid is 0 minus my aanvanklike snelheid is minus 7,5. So minus 7,5 en dit deel ons deur 9,8. En daardie gee dan vir ons 'n waarde van 0,77 sekondes. En belangrik weer eens, tyd moet 'n positiewe waarde wees. Nou vir die belangrike vraag. Gaan die bal verby punt T beweeg? Ons weet, ons finale snelheid is 0, daar waar die bal tot stilstand kom. Ons weet ons aanvanklike snelheid is minus 7,5 meter per sekonde, volgens ons konvensie. Dan, gravitasieversnelling gaan 9,8 wees, ons werk in vryval. Ons het ook ons delta T bereken, en dit is 0,77 sekondes vanuit ons vorige berekening. So ons wil die delta Y bereken op grond van daardie gegevens tot ons beskikking. En dan wil ons bepaal of daai delta Y meer is as die hoogte wat nodig is. En ek wil net vinnig daarby stil staan. Wat is die hoogte wat nodig is? Dis wel nie die 3,7 meter nie. Onthou die 3,7 meter is vanaf die grond tot by punt T. Maar die bal word nie vanaf die grond gegooi nie. Die bal word 1,6 meter bo die grond gegooi. Met ander woorde, 3,7 minus 1,6. Ons is op soek na 'n verplasing van 2,1 meter. So as die bal meer as 2,1 meter die lug op gegooi word, dan beteken dit die bal gaan verby punt T beweeg. Nou, as ons kyk na ons gegevens,
dan sien ons gaan nie daai vergelyking kan gebruik nie. Ons sal wel daardie vergelyking kan gebruik, want ons het VF, ons het VI, ons het gravitasieversnelling, ons kan delta I uitwerk. Die vierde ene, ons soek vir delta I, ons het VI, ons het VF, ons het delta T, ons sal daarin kan gebruik, en dan ook delta I, VI, delta T, A, ons sal daarin gebruik, maar terwille van eenvoudige wiskunde, gaan ek nie aanbeveel dat ons daarin gebruik nie, uit kwadrate en nie so eenvoudig nie. Ek gaan wel kyk na daardie vergelyking en dan net daai vergelyking ook by stil staan, net om te wys jy kan beide gebruik. So, kom ons begin met daardie vergelyking eerste. So, VF kwadraat is 0 kwadraat. My aanvang snelheid is minus 7,5 kwadraat plus 2 vryval 9,8 afwaarts is positief maal met delta I. Nou het ek vir delta I. Delta I is gelyk aan minus 56,25 gedeel deur 19,6 en dan kry ek minus 2,87 meter. Wat sin maak, want af is positief, so minus 2,87 beteken is 2,87 meter opwaarts. En dan gaan die bal verby punt T beweeg? Ja, want delta I is 2,87 meter opwaarts en dit is meer as 2,1 meter wat nodig was en onthou daai 2,1 meter is die 3,7 minus die 1,6. So ja, jy moet dan op die eind van die dag die vraag beantwoord. Gaan die bal verby punt T beweeg? Ja, die bal gaan verby punt T beweeg. Nou net ter illustrasie, kom ons probeer om dieselfde berekening te doen deur middel van daardie vergelyking. So delta I is wat ons wil uitwerk, is gelyk aan. Wat is my beginsnelheid? Dit is minus 7,5 plus my finale snelheid is 0. Daardie deel ek dan deur 2. My delta T, en ek het hom net bietjie minder afgerond, 0,7653 en as ek dit dan vermenigvuldig, dan kry ek minus 3,75 maal met 0,7653 en my finale antwoord is dan minus 2,87 meter, wat beteken, dis ook 2,87 meter, presies dieselfde antwoord as wat ek gekry het, toe ek daai vergelyking gebruik het. Ek wou net vir jou aandui, daar is meer as een vergelyking wat jy kan gebruik, jy moet net seker wees, beide vind plaas in die regime van vryval. Laastens, hulle vra dit gereeld, die snelheid tydgrafiek. Wat is my beginsnelheid? Minus 7,5 meter per sekonde. En dit is by tyd 0. Dan my eindsnelheid is 0. By watter tyd? By tyd 0,77 sekondes. En dan daai tyd is uit die aard van die saak, daai 0,77 sekondes. So ek gebruik hierdie inligting en wat weet ek? Ek weet vryval. Gravitasieversnelling, soos dit gravitasieversnelling was wat uitgebeeld moet word in 'n versnelling tydgrafiek, reguit lyn. En jy weet nou al, reguit lyn gravitasie skuins. Dis hoe die lyn lyk vir die snelheid tydgrafiek. So, ons kyk na ons grafiek. By tyd 0, minus 7,5 meter per sekonde. By tyd 0,77 is my snelheid 0. Ek verbind daai twee punte, is 'n reguit lyn wat daarop dui dat die gradiënt konstant is, en omdat die gradiënt konstant is, bewys dit net vir jou, gravitasieversnelling is ter sprake, jy het te make met vryval.